Jesus word gevang. Nadat Jesus en sy disippels lekker geëet het, het hy vir hulle gesê, my tyd by julle is amper verby. Julle moet mekaar lief hê en vir mekaar sorg. Volg my voorbeeld van hoe julle mekaar moet lief hê. Maar waarheen gaan u? Vra Petrus bekommerd. Petrus, sê Jesus, daar waar ek gaan, kan jy nog nie gaan nie. Maar Jesus, sê Petrus, ek sal enigiets vir u doen en gaan waar u gaan. Ek weet, Petrus, antwoord Jesus sag, maar voordat die haan 3 keer kraai, sal jy sê dat jy my nie ken nie. Na ete is Jesus en sy disippels na 'n tuin wat Getsemane genoem word. Die tuin was rustig en stil en Jesus het graag daar gaan sit en bid. Wag julle hier, ek gaan bid, sê Jesus toe vir sy disippels. Jesus het 'n entjie verder gaan kniel en met sy gesig tot teen die grond gebuig en begin bid. Vader, as dit moontlik is, laat hierdie verskriklike ding asseblief nie met my gebeur nie, maar ek sal doen wat U wil hê. Jesus se disippels het aan die slaap geraak. Jesus maak toe vir Petrus wakker en vra, kan julle nie eens vir 'n klein rukkie wakker bly en saam met my bid nie? Hierna het Jesus 'n tweede keer gaan bid en weer het die disippels aan die slaap geraak. Selfs toe Jesus vir 'n derde keer gaan bid het, was die disippels net te vaak om wakker te bly. Jesus maak hulle toe wakker en sê, kom, ons moet gaan. Die tyd is nou. Hulle gaan my nou kom vang. Jesus het presies geweet wat gaan gebeur. Net toe kom Judas en 'n klomp soldate met lanterns en swaarde daaraan. Judas stap reguit na Jesus toe en gee vir Jesus 'n soen. Dit was die teken dat Jesus die man is wie die soldate moes vang. Jesus was hartseer daaroor dat Judas hom verraai het. Petrus wou vir Jesus help en het 'n swaard uitgepluk en net daar kap hy een van die soldate se oor sommer mors af. Bære jou swaard, Petrus, sê Jesus. En hierna raak hy aan die man se oor en maak dit gesond. Die soldate storm nader en vang vir Jesus. Toe skrik die disippels so groot hulle hardloop sommer weg. Maar Petrus besluit om 'n entjie weg te staan en stilletjies agter hulle aan te beweeg. Die soldate neem toe vir Jesus na die hoëpriester Kajafas se huis. Buite die huis is 'n groot vuur en mense staan daar rondom om warm te bly. Petrus gaan staan toe ook by die vuur. Net toe sê een van die diensmeisies, hierdie man was ook saam met Jesus. Is nie, sê Petrus. Ja, sê iemand anders, ek dink ook hy is een van Jesus se vriende. Nee, ek is nie, sê Petrus. 'n derde keer sê iemand, hierdie man het saam met Jesus geloop. Ek weet nie waarvan julle praat nie, sê Petrus hard. En net toe kraai 'n haan daar naby. Jesus het omgedraai en na Petrus gekyk. En skielik onthou Petrus Jesus se woorde, voor die haan kraai, gaan jy 3 keer sê jy ken my nie. Petrus was baie spyt oor wat hy gesê het. Hy het weggegaan en bitterlik gehuil.